Hier is vir my iets spesiaals, ek weet nie of julle kan lees en hier staan, en vir iemand gevra, vertel vir ons van jou ma en hoe jy daaroor voel. Toe sê hy, ma, vir die wêreld is jy net 'n ma, maar vir jou familie is jy die wêreld. Volgende ene, wat iemand gesê het, as ek my seëninge tel, dan tel ek my ma 2 keer. Die ander een het gesê, God het 'n engel gemaak en haar ma genoem en vir my gegee. Die ander een sê, toe ek klein was, net 'n ander raad en ver het mamma my met 'n kombersie toegevou. Hy sê, maar nou dat ek groot is, wat daar ver is, nou vou sy my nog steeds toe met haar gebede vir my. Die ander het gesê, 'n mens het nie 'n boek vir die lewe nodig as jy 'n maak. Die ander een sê, God seën die wêreld met moederliefde. Ander een het gesê, ag jy weet, jy maak nie saak hoe groot jy is, nou word jy oud, maar bekommerlik, sy is nog steeds daar, sy ma se liefde, het nie verval daarin nie. Jy sê, ouma is onvoorwaardelike liefde toegedraai as kriegkelpoppies. En die ander een sê, ouma is net 'n antieke kleindogtertjie. Hierdie iemand het ietsie geskryf. Hy sê, liefste mamma, ek kan nie met woorde sê hoe lief ek ma het nie. Selfs al skryf ek vir jou 1000 gedigte, of stuur ek vir jou tuin vol blomme, of gee ek vir ma staande toejuiging, sal mamma nog steeds nie weet hoe lief ek jou het nie, of hoe dankbaar is dat ma my ma is nie. Dankie dat mamma my lief het. Nou, ek gaan net eentjie terug, hierdie gaan ek op die eind lees, ek wil nie nou al daar lees nie, ek wil net Leon gaan vir ons so iets sê oor Moedersdag deel. En daar gaan ek daai stukkie lees en dan gaan David die laaste woord hê vir hiervoor dat ons gaan ingaan. Goeiemôre almal. Is hy aan die kant Kom ons kyk. Kom ons kyk net of kan julle hom goed genoeg hoor. Ons gaan kyk. Goed, ek is bevoorreg vandag om... Hulle sê hulle hoor nog nie, nog 'n bietjie, kan hy nog 'n bietjie gaan. Leon, kom staan nie by my dat jy hierdie ding gee. Hoe klink as ek hom nader hou? Daar sê, nou is dit beter, ja. Goed, dis ek sê so bang vir die kans om voor te praat nie. Maar ja. Soos ek sê, ek is bevoorreg vandag om met ons dames te kan gesels. Dames, dit sluit in moeders, ook dames wat nog nie moeders is nie. Moet ek op 'n stadium moeder gaan word, maar ook vir elke wat 'n moeder het, dan wil ek praat met die manne ook. Goed, Moedersdag, dit is weer my maand. Dit is die tyd van die jaar wat die media en veral die vroue tydskrifte ons herinner aan Moedersdag. 'n Tyd wat ons opnuut weer laat dink, selfs terugdink en verlang na ons kinderjare, ons skooljare en ons eerste huweliksjare. Ons dink terug aan 'n liefde en opoffering van 'n ouma, 'n ma en ons vroutjies. Valentynsdag is pas verby, waar ons blomme, kaartjies en sjokolade gekoop het, om op 'n praktiese en dikwels romantiese wyse ons liefde betoon het. Moedersdag voel vir my soos 'n Valentynsdag word vervolg. Ons koop weer blomme, kaartjies en sjokolade, maar die keer is die fokus nie op die romantiese nie, maar eerder op 'n dag wat ons opnuut herinner aan die liefde en opofferinge van 'n spesiale vrou, sodat ons ons dank en waardering teenoor hulle kan betoon. Ouma kry dalk 'n kaartjie, omdat ons dink aan al die lekker beskuit, koekies en die heerlike boerekos. Ma kry 'n kaartjie, oproep
en 'n besoekie om dankie te sê. Vir al die kospakkies, skoolaktiwiteite en geheime. Geheime wat ons gedeel het waarvan pa vandag nog niks weet nie, baie maak. Vroukie kry ook 'n kaartjie, bosbome en nog wat. Om dankie te sê vir al die sakke sout wat ons saam kon opeet. En dat sy nog steeds by ons bly. Te midde van al ons groeiende middellywe en minder hare. Die minder hare en die middellywe gebeur vinniger as wat julle jong manne dink. Die word nog nie het nie. Vrouens en veral moeders was baie belangrik vir die Here Jesus. Hy het tyd gemaak vir hulle en hulle bemoedig, uitgelig, vrygemaak, vereer en hulle gebruik om 'n verskil te maak. Ons lees onder andere van Deborah, wat die volk Israel gerig het. Hanna wat gebid het vir 'n kindjie en hom vir die Here groot gemaak het. Maria die prostituut van Magdala aan wie hy guns betoon het. Maria die moeder van Jesus wat hy vereer het. Susanna wat in die agtergrond vir Charles Spurgeon, die prins van predikers, ondersteun het in die bediening. Ons lees in Spreuke 31 van 'n knap vrou en moeder, wie se deugde besing word. Haar lewe is 'n inspirasie vir ons. En ons bring vandag aan die miljoene vroue en moeders hulde, wat in 'n tyd soos vandag, soos die Spreuke vrou, hard werk, lief is vir God, haar man soms in die moeilikste omstandighede ondersteun, ander bemoedig en aanmoedig, sorgsaam en besorg is oor die armes en hulle versorg, en met groot wysheid haar geld bestee. Sy het vertroue van haar man en hulle gesin geniet aansien in die gemeenskap. Miljoene vroue en moeders word daagliks deur God geseën en volgens hulle gawes en talente gebruik, bewuslik en onbewuslik, sommige in die agtergrond van besige huishoudings en ander op komitees en projekte in die gemeenskap. Elke vrou is 'n geskenk van God en is vandag steeds belangrik vir die Here Jesus. En elkeen het 'n spesiale rol om te vervul en word steeds deur hom gebruik as deel van sy ewigheidsplan. Loof die Here vir hierdie geskenk aan ons. Op Valentynsdag, Moedersdag, Vrouedag en elke ander dag. Ons sal die Heer julle as 'n gawe van hom. En dan 'n baie gelukkige Moedersdag van die manne van Carletonville Suid af. Geniet julle dag. Die Vrouedag. Voor David praat, wil ek graag net hier so ietsie lees, wat 'n man met die naam Temple Bailey geskryf het. Sê om die woord moeder te omskryf, skryf hy dit. Hy sê 'n jong moeder het haar voete op die pad van die lewe geplaas. Sy het gevra, is die pad lank? Kry sy die antwoord, ja, dis moeisaam. Jy sal veel ouer wees voordat jy die einde bereik, want die einde sal beter as die begin wees. Maar die jong moeder was gelukkig en sy het gedink, niks kan beter wees as hierdie jare waarin ek nou is nie. Sy het met haar kinders gespeel en vir hulle blommie langs die pad gepluk en saam met hulle in die helder strome van die lewe geswem. Die son het op hulle geskyn en die jong moeder het gesê, niks sal mooier wees as hierdie tyd nie. Toe die nag gedaal het en 'n storm opgesteek het en die pad donker was en haar kinders gebewe het van die angs en die koue, toe het sy hulle nader getrek, hulle omvou met haar liefdevolle arms. En die kinders het gesê, liewe moeder, ons is nie bang nie, want moeder is by ons en geen kwaad sal oor ons kom nie. En die moeder het gesê, dis 'n beter dag as die skoonheid van die dag, want vandag het ek my kinders die betekenis van moed geleer. Die oggend het gekom, daar was 'n steil heuwel voor hulle en die kinders het geklim en hulle het moeg geword. En die moeder was ook moeg, maar sy het gedurig vir die kinders gesê, hou moed, ons is net nou daar. So die kinders geklim en toe hulle bo uitkom het hulle gesê, moeder, ons sou dit nie sonder jou kon gedoen het nie.
Toe die moeder daai nag gaan lê, het sy opgekyk na die sterre en gesê, hierdie dag was nog beter as gister, want my kinders het die betekenis van volharding en inspanning geleer. Gister het ek vir hulle moed gegee, maar vandag het ek vir hulle krag gegee. Die volgende dag het onheilspellende wolke aan die hemel saamgepak, wolke van haat en boosheid en oorlog, en die kinders het die donker gevrees en het rondgetas en gestruikel. Die moeder het sê, kyk boontoe, hyf jou oë op na die lig. Die kinders het hulle oë opgehef na die berge en agter die wolke die ewige glorie gesien. Dit het hulle gelei en verby die duisternis gebring. Daardie nag het die moeder gesê, dit is die beste dag van almal. Want vandag het ek my kinders by God gebring. Toe die moeder oud geword het, haar kinders sterk en moedig gestaan, waar die pad ongelyk was, het laat opgedel, totdat hulle oor die heuwel gestap het, waar die skitterpad op die goue poort uitgeloop het. En die poort het vir haar oopgeswaai, en die moeder het gesê, ek het die einde van die reis bereik. Nou weet ek, dat die einde beter is as die begin, want my kinders kan hierdie pad nou alleen bewandel. En die kinders, hulle het gesê, moeder, u sal altyd by ons wees, al het u deur die poorte ingestap. Hulle het gestaan en kyk hoe sy alleen ingaan en die hek toegeswaai het, en hulle het gesê, ons kan haar nie sien nie. Maar 'n moeder soos ons is altyd by ons, want sy is meer as 'n herinnering. Sy is 'n lewende teenwoordigheid. David. Môre broers, susters en kinders, is my voorreg dan vanoggend om julle uit te nooi om hierna saam met ons iets te nuttig. Ons man het hard gewerk, ons het gister by mekaar gekom en paar goedjies aan mekaar geslaan en regtig, ons het moeite gedoen. Julle sal ons nou nie gesig vat as julle dit nie kon geniet nie. Maar voor ek dit doen, Moedersdag is 'n dag van blydskap en vreugde. Maar ons Moedersdag dag kan ook 'n dag van hartseer wees. En dit is so dat ons afgelope tyd ook 'n moeder verloor het, soos Blyde en ander mense. En dan is hierdie dag 'n dag wat jy eintlik nie wil gehad het nie. Maar 'n hartseer is daar en dit sal nie verbygaan nie, maar 'n mens sal daarmee saamlewe. So het ons almal ook, as jy 'n volk of 'n huisgesin of 'n kerk wil vernietig, dan vernietig jy die vrouens van daardie organisasie. So het hulle die voortrekker tyd die konsentrasiekamp gehad, waar hulle die volk vernietig het, deur dit te doen. En vandag is die duiwel ook besig, ekskuus, ek wil nou nie anti-klimaks het nie, besig met, soos die Engelsman sê, gender-based violence, waar die dag daar is, dat ons 'n aanval op ons vrouens is. En daarom, die boodskap vanoggend, moet ons net byhou, wat sê, jou hart moet leeg wees, van jouself, waar jy vol wees van Jesus. Nou wil ek wil graag ons net, 'n halwe minuut opstaan en eer bring aan ons moeder. Dink aan daai keer toe jou maai met die skoen gegooi het, die weggehardloop het en ander dinge wat my ook my ma sou die beste cricketspeler in die lewe gewees, want sy het nooit gemis op die skoen nie. So, met alle respek, kom ons staan op, ons dink net so vir 30 sekondes aan die moeder wat vir ons gegee is, asseblief. Ons staan almal. Ek wil begin stil. Dankie Johan. Kom ons bly staan net dat ons die Here se seën ontvang. Nee, wag 'n bietjie, ons moet eers gou sit net eers oomblik. Ons
Luister gou na hierdie pragtige lied wat Jorgita sing. Sy sê, alles wat 'n kind wil hê. Kom ons luister net gou hierna. Dit bly vir my iets pragtigs. Waar kry ek woorde om dit te sê? Hoe kan ek ooit vertel wat diep binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Met my eerste asemteug was jy daar. Jy het my opgetel as ek val, jaar na jaar. En teen jou hart het jy my vasgehou. Sê ek dit te min, mama, dan sê ek dit nou vir jou. Jy is die engel aan my sy, ek sou nooit 'n beter maak kon kry. Soos jy, liewe mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen. Jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Soms is jy nie naby nie, maar tog ook nie ver nie. Want mama, sien ek nie jou glimlag in elke ster nie. En elke aand sê ek dankie, liewe Heer, vir 'n man soos myne, wat my alles van die lewe kan leer. Jy is die engel aan my sy, ek sou nooit 'n beter maak. Ek wil net graag met hierdie een afgesluit om te sê, as ons sien, dan is hier deel van hierdie verantwoordelikheid wat ons het. En waarvoor ons ook vir die vrou in ons lewens wil dankie sê, dat ons dikwels, juis ook in hulle liefde en sorg, die Here kan sien. En mag julle die krag ontvang en die wysheid, om steeds deel te wees van die spieëls, die briewe en die geur, wat vir ons na die Here toe lei.